Goeiemôre almal en welkom by deel 14 van ons huisgodsdiens wat die bergpredikasie van Jesus en ons lees vandag Matteus 5 vers 21 en 22 en dit sê: Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broer sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broeder sê raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. Nou hierdie gedeelte daag ons uit oor hoe ons werk met mense. Jesus het 'n manier gehad oor hoe ons reg en verkeerd sien heeltemal te verander. 'n Ding wat ons moet onthou van die Ou Testamentiese wet, dit was baie uniek geweest. Die Jode was 'n baie unieke kultuur geweest want dit is die enigste kultuur waarvan ek weet waar hulle geloof, hulle godsdiens, hulle kultuur en hulle landswette dieselfde ding was. Dit is in dieselfde dokument in die wet van Moses vervat watter feeste hulle moet vier, hoe hulle moet aantrek, die wette wat hulle moet hou, wat reg en wat regverdig is. En nadat dinge verander het en nadat die Jode nie meer heeltemal in beheer was nie, het hulle hierdie landswette begin sien as 'n morele ding. Nou ek glo dis moontlik om al die landswette te hou en nog steeds in jou hart 'n slegte persoon te wees, want dit om reg en verkeerd te doen gaan verder as wat die minimum vereiste van 'n landswet is. En dis wat Jesus hier uitdaag. Hy sê julle is geleer dat julle moenie doodslaan nie. En is reg, ons moenie doodslaan nie. Maar Jesus vat dit 'n stap verder. Hy sê dat as jy net kwaad is vir jou broer sonder om 'n rede te hê. So dis nou nie 'n situasie waar iemand jou ingedoen het nie. Dit is net jy hou dalk nie van iemand se persoonlikheid nie, of ons het baie keer 'n manier om mense skuldig te maak aan dinge sonder om dit te ondersoek en dan is ons kwaad vir hulle sonder 'n rede. Dan sê Jesus jy verdien om geoordeel te word vir dit. Maar nie net dit nie, hy vat dit verder dat as jy vir jou broer sê raka, nou raka in Aramees, dit beteken jou kop is leeg, jy's dom, jy's onnosel. So as jy vir iemand sê jy's onnosel, dan sê hy jy verdien om voor die groot raad te dien. Nou wat die groot raad was in die tyd van Jesus is dit was die hoogste gesag in Israel. So dit was nou die leiers van die land wat onder die keiser gestaan het, maar hulle het die volk bestuur. Hulle het besluit wat's reg en verkeerd. Dit is ook die groep wat bymekaar gekom het om te reël dat Jesus gekruisig moet word. So dit is die hoogste gesag in Israel. En Jesus sê as jy net vir iemand sê jy is onnosel, dan verdien jy om voor hierdie groep te staan. En dan gaan hy dit nog verder en hy sê as jy vir iemand skree jou dwaas, jy's dom, dan sê hy dan verdien jy die helse vuur. Dan is dit die gevaar waarin jy is. En dit wys net vir ons hoe belangrik dit vir Jesus is hoe ons mekaar behandel. Ons het 'n manier om so te fokus op ons projekte en die verskillende goed waarmee ons besig is, dat ons mense begin sien as minder werd, dat ons die waarde van mense begin miskyk. Maar Jesus het nie gesterf aan die kruis sodat ons program goed uitwerk nie. Jesus het nie gesterf aan die kruis dat ons 'n suksesvolle week kan hê nie. Jesus het nie gesterf aan die kruis dat dit goed gaan met jou besigheid of dat dit goed gaan met jou kerkprogramme of enigiets soos dit nie. Jesus het gesterf aan die kruis vir mense. Mense is die kosbaarste ding in God se oë. En dis so hartseer dat dit vir ons moeilik is om raak te sien. So vandag daar waar jy is, ongeag wie jy verbygaan, onthou, miskien is dit iemand wat verkeerde besluite gemaak het in die lewe, miskien is dit iemand wat nog besig is om dinge uit te werk, miskien is dit nog iemand wat by God moet uitkom, maar ongeag waar hulle self bevind, dit is die kosbaarste ding vir God is mense. So kom ons hanteer mense asof hulle waarde het. Totsiens.